Goed, ons lees dan Handelinge 1, dit is die gedeelte van die dag wat ons op ons Bybelleesrooster het, die preekteks vir die dag. En dis 'n baie bekende gedeelte, as ek nou reg onthou, het ek al by 2 geleenthede in die tyd wat ons saam is oor hierdie teks gepreek, maar dit is so 'n ongelooflike ryk teks en die konteks waarbinne ons vanuit die leesrooster vanmôre daarna kyk, belig weer 'n ander hoek as dit wat in die vorige preke hierin na vore gekom het. So kom ons lees dan die eerste berig, vers 1, Theophilus, dis Lukas wat die skrywer is, het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen het en waaroor hy onderrig gegee het, tot die dag dat hy opgeneem is, nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het aan die apostels wat hy uitgekies het. Aan hulle het hy na sy lyding deur talle tekens getoon dat hy leef. Toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. Terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel: moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle by mekaar was, het hulle hom gevra: Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tyd hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Goed, ons teksvers van die dag dan nou, volgens die Bybelleesrooster ook, is dan nou Handelinge 1 vers 8, die baie bekende opdrag van die Here Jesus aan sy disippels net voor sy hemelvaart: julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuies wees, en dan sê hy nou in die hele Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Ons wat vanmôre hier sit, is baie goed vertroud met die geloofswaarhede wat deel van ons lewe is. Dit wat ons glo en wat ons deur baie jare heen bely dat ons glo, dat Jesus mens geword het. Ons het dit ook weer gevier hier in die Kerstyd. Ons het mekaar daaraan herinner dat dit 'n werklikheid is dat dit gebeur het, dat Jesus waarlik mens geword het. Ons gaan ook binnekort die lydenstyd binne waarin ons daaraan gaan dink dat die Here Jesus gelei het vir ons sondes, dat hy aan die kruishout gesterwe het en dat hy uit die dood uit opgestaan het. En ons weet ook in die vers wat ons vanmôre hier lees, herinner ons weer daaraan dat hy deur sy Heilige Gees in elkeen van ons se lewens woon en teenwoordig is. So dit is dinge wat ons ken. Daar's niks meer as iemand dit sê, dan is dit maar net dieselfde woorde en dieselfde gedagtes van jare lank en van dekades miskien lank, hang af hoe oud jy nou al is, wat hierdie woorde in jou ore weer klink, van God wat sy seun, wat die wêreld so lief gehad het, sy seun gestuur het, wat gekruisig is, opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel. Ons bely dit so baie Sondae, bely ons juis dit. En ons weet dit. En ons sê ook, ons glo dit. Want dit is wat ons sê wanneer ons die geloofsbelijdenis doen. Ek glo in God die Vader. Ek glo dit van die Here Jesus. Ek glo dit van die Heilige Gees. En tog, ten spyte van dit alles, is dit so maklik vir ons om te lewe asof hierdie dinge, hierdie waarhede, eintlik nie regtig waarhede is. Dis 'n kennis. Dit is begrip in ons gedagtes. Dit maak sin wanneer jy daaroor nadink en wanneer jy daaroor praat, dan maak dit vir jou sin dat dit is wie God is, dat hy so lief het en dat hy al hierdie dinge
gedoen het. Maar wanneer dit kom by jou lewe, hoe jy leef en hoe jy optree, dan is hierdie goeie skielik alles baie vaag. Jou omstandighede wat oor jou lewenspad kom, wat dalk vir jou moeilik is, laat dit wat jy bely dat God jou liefhet, so liefhet dat hy sy seun gestuur het, dat jy sommer maklik in jou eie hart begin twyfel of die Here dan nou regtig jou liefhet. Is die Here regtig, is hy regtig hier teenwoordig? Wat die vraag by jou opkom, maar is dit werklik dat die Here Jesus mens geword het en dat hy gesterf het en opgevaar het na die hemel en dat die Heilige Gees hier by ons woon? Ons is bang vir daardie vraag. Ons is bang om daardie twyfel en onsekerheid en daardie, kan ek maar sê, geloofsvlakheid om dit uit te spreek. Ons sal nie maklik vrae daaroor vra en hardop die vrae daaroor vra nie. Maar ons moet kyk na ons lewens. Ons moet kyk wat gebeur in ons lewens. Hoe leef ons? Hoe tree ons op? Want hoe ons leef en hoe ons optree is die bewys van dit wat ons glo. Dit is wat die hele brief van die apostel Jakobus oorgaan, is dat Jakobus juis vir sy lesers wil sê, dis goed en wel om te glo dat God daar is. Jakobus gaan so ver om te sê, ja, die duiwels glo dit ook, die duiwels glo ook God is daar, maar hulle sidder van angs, wanneer hulle glo dat God 'n werklikheid is en dat hy daar is. Maar julle, sê Jakobus, julle geloof is 'n geloof wat moet sigbaar word in wat in jou lewe gebeur. Wat jy doen, hoe jy optree. Die vraag is op die ou end, watter impak maak hierdie geloofswaarhede op ons daaglikse lewe? En ek wil nie vanmôre vir u kom vertel van 'n klomp goed wat u moet doen nie. Die laaste 2 Sondae was die fokus baie sterk daarop gewees, dat dit gaan nie oor wat ons moet doen nie. Dit gaan oor wat God in en deur ons wil doen, wat God wil doen in en deur ons. Baie keer is ons onseker oor hierdie dinge. Maar wanneer ons gaan kyk ook na die hele gedagte waarmee ons ook besig is, vanaf die begin ook met hierdie meesterplan, dat dit uiteindelik daaroor gaan dat God besig is met 'n herstelplan in hierdie wêreld, dat God mense roep en stuur in hierdie proses van die herstelplan, soos wat hy vir Abraham geroep het en gestuur het, soos hy vir Moses geroep het en gestuur het, soos hy die volk Israel geroep het en gestuur het, soos hy al die profete geroep het en gestuur het, soos hy sy seun geroep het en gestuur het, die apostels geroep het en gestuur het, so roep hy ook sy kerk, en stuur hy ook sy kerk in hierdie wêreld in om die herstel te gaan uitdra. En ons weet dit. Ons weet dit, dis deel van hierdie ou geloofskennis wat ons hier binne in ons omdra. Ons weet, ons moet 'n getuie wees vir die Here. Ons weet, ons moet opstaan vir die Here. Ons weet dat ons op bepaalde maniere moet leef en op bepaalde maniere moet reageer. En tog hou ons terug, is ons bang. Ons kan vreeslik maklik oor baie dinge praat. En ons kan partykeer onophoudelik praat oor dinge. Oor baie dinge, in 'n geselskap, waar ook al, kan jy partykeer nie wag om jou beurt te kry, om ook net iets te kan sê, want jy wil ook graag 'n eiertjie lê, soos wat ons nou maar onder mekaar sê. Maar wanneer dit kom, daarby, om oor die Here te praat, dan is daar 'n verlamming wat homself meester maak van jou. Jy kan dit nie, jy kan oor alles praat, en terwyl mense praat, is daar miskien iets waaraan jy dink, wat die Here in jou hart en jou gedagtes lê, en jy dink, maar ek moet eintlik nou dit sê, ek moet eintlik nou hierdie bydra maak, maar jy doen dit net nie. Wanneer die Here openlik afgetakel word, dan is jy die een wat sê, ja, ek sal vir die Here sterwe. As iemand kom en sê, maar jy moet nou sê, jy glo nie meer in die Here nie, ek gaan vir jou skiet, as jy nie meer sê, glo nie, dan sê jy, nee, maar ek is bereid om vir die Here te sterf. Maar wanneer jy in daai geselskap staan, en die Here word in jou teenwoordigheid afgetakel, dan is daar hierdie slot
wat jy voel, wat hier aan jou mond hang, soos 'n swaar gewig, dat jy net nie uit die blokke uit kan kom, en iets kan sê nie, oor die Here nie. Baie keer is ons deel waar ons saam is in die gebed, en dan is dit baie keer vir ons so moeilik, om dan daar waar ons saam is, om ook maar my ou stamelende sinnetjie, of my paar stamelende woorde ook na vore te kom. Ja, die Here woon in ons. Die Heilige Gees is in ons. Die krag van die Heilige Gees is binne in ons. Maar waar is die krag? Waar is daardie oortuiging? Waar is daardie krag om te kan opstaan, om te kan praat, om te kan bid? Wat ook al, dis nie dat almal ewe goed bid, of dat almal ewe goed getuies is, of dat almal ewe goed Bybel lees, of dat almal ewe goed vir iemand kan verduidelik wat in die Bybel aangaan nie. Maar broers en susters, dit gaan daaroor op die ou end van dag, want elkeen van ons, die Here het vir elkeen van ons gawes ook gegee, en elkeen speel sy beskeie rolletjie. Die een is 'n teruggetrokke persoon, die ander een is 'n uitwaartse persoon. So al daardie goed speel 'n rol. Ek bepleit nie vanmôre dat ons op een of ander manier almal ewe hard moet bid en ewe hard moet kan praat oor die Here of wat ook al nie. Maar jy weet binne in jouself, want die Heilige Gees praat met jou. Jy weet binne in jouself wanneer jy nou iets moes gesê het. Jy weet binne jouself wanneer jy nou moes gebid het en jy dit nie doen nie, omdat dit maar net is asof die krag dis net nie daar nie. Daai krag is maar net eenvoudig afwesig. Agterna natuurlik voel 'n mens skaam, jy voel skuldig en jy dink ek moes iets gesê het. Hierdie persoon wat ek nou opgelaai het in die kar, ek het nou vir die persoon 'n geleentheid gegee. Die persoon praat oor goed. Ek kon miskien nou iets vir die persoon gesê het van wat die Here vir my beteken in sulke omstandighede. Maar ek ry maar net, ek bestuur maar net, ek bly mute, soos die Engelse sê, ek is op pause, daar gebeur niks nie. Maar die Here wil deur sy woord vir my en vir jou vanmôre daarmee help, glo ek. Hoe kan dit wees dat ons wat hierdie dinge getuig, dat ons dit glo van die Here, wat sy seun gestuur het, wat ons nuut gemaak het verlede Sondag. Ons is nuut gemaak, nie uit onsself uit nie. Ons het dit nie in onsself nie. Maar ons is nuut gemaak omdat God ons nuut gemaak het. Hoe is dit dan dat ons so kragteloos is, so fitloos is, so lam is, so hierdie gevoel van magteloosheid het wat hom oor onsself meester maak? God, glo ek, broers en susters, wil vanmôre deur sy woord ook vir my en vir jou daarmee help. Wil vir my en vir jou help om opnuut weer te ontdek dat daar nie van ons gevra word om uit onsself uit te lewe nie. Wanneer ek ook vanmôre hierdie dinge voor u lê, van die dinge waaroor ons verlam is, wat ons nie kan doen nie, wil ek nie vanmôre vir u kom vra om harder te probeer om volgende keer wanneer die geleentheid kom, wel jou mond oop te maak, wel deel te neem aan 'n bespreking, wel op te staan vir die Here nie. Ek wil nie kom en vanmôre nog 'n stukkie gewig op jou kom lê nie. Ek wil nie kom om vanmôre vir jou nog 'n bietjie meer skuldig te laat voel, dat jy self ook baie keer bewus is daarvan dat jou geloofslewe en jou verhouding met die Here vir jou half kragteloos voel nie. Ons kan nie, dit het ek 2 Sondae terug, was die preek daaroor gewees. Ons kan nie, ons het dit in onsself nie. Ons is gebroke sondaars, ons kan nie God se wil doen nie. Paulus het mos gesê daar in Romeine 7, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, en die kwade wat ek nie wil nie, dit doen ek. En dit is ons almal, ons sit almal in daai bootjie. Ek wil praat, maar ek kan nie praat nie. Ek wil iets sê, maar ek kan nie iets sê nie. Ek wil opstaan, maar ek kan nie opstaan nie. Ek wil die goeie, maar op die ou end doen ek die kwade. Ons het dit nie in onsself nie. Jy het dit nie in jouself om 'n getuie vir die Here te wees nie. Jy het dit nie in jouself om iets sinvol te kan bydra tot die koninkryk van God nie.
Maar daarom het ons verlede Sondag gesien, het God gekom en van buite af het hy vir ons kom nuut maak. Ons wat hopeloos en kragteloos is, wat verknog is in die sonde, wat vasgevang is, ons eerste begeerte is ongehoorsaamheid. Daar's nie, ons eerste begeerte uit onsself uit is nie gehoorsaamheid nie. Ons eerste begeerte is ongehoorsaamheid, onwil, opstand, rebellie. Maar God het gekom en sy hand op jou lewe en op my lewe kom lê. Hy het vir my en vir jou het hy aangeraak, sodat ek en jy kan nuut wees. Nie uit onsself uit nie, maar uit hom uit. Ons is uit onsself gebore, maar daarom het ons die tweede geboorte nodig, die wedergeboorte, om uit God gebore te word. En dis waaroor daardie vernuwing gaan. Dat God het nou van buite af gekom en hy het iets in my en jou lewe het hy kom doen. En Handelinge 1 vanmôre wil vir my en vir jou help om te verstaan hoe word daardie nuutheid dan ook werklik deel van my alledaagse lewe. Wanneer hierdie hoofstuk begin wat ons vanmôre saam gelees het, dan sien ons dat Lukas sit nou sy evangelie voort. Jy kan gerus maar die laaste hoofstuk in Lukas gaan lees, die laaste klompie verse, waar hy reeds vertel van Jesus se hemelvaart, en dan vat hy nou weer die boek Handelinge, hervat hy waar hy gelos het by sy evangelie wat hy geskryf het, en dan sê hy, goed, die Here Jesus het nou reeds opgestaan, en die disippels het hom gesien. En wat nog meer is, Jesus het 40 dae lank met hierdie disippels gespandeer. Hy was 40 dae lank met hulle besig, en wat hy in daai 40 dae gedoen het, is dat hy op verskillende maniere vir hulle gewys het, dat dit hy is wat uit die dood uit opgestaan het. Dieselfde Jesus wat aan die kruis gesterf het, dis hy wat uit die dood uit opgestaan het. Hulle kon aan hom vat, hulle kon sy hande, die spykermerke en alles kon hulle aanraak. Hulle het geweet, dis hy, dit is die Here, dis dieselfde Here. Hy het regtig die dood oorwin, hy het na 3 dae uit die dood uit, het hy opgestaan. En Jesus het vir hulle verduidelik, maar hoe pas alles wat hy nou kom doen het hier, hoe pas dit in by God se raadsplan, God se koninkryk, en dat dit wat hy kom doen het, het hy kom doen vir ons, in ons plek, sodat ons aan God kan behoort. So vir die disippels het dit nie aan kennis kort gekom nie, soos ons. Hulle was nou, ons is min of meer op dieselfde bladsy as die disippels op daardie stadium was. Want ons is nou ook al hoeveel keer by die Bybel deur mekaar gewees. Ons is al hoeveel gedeeltes van die Bybel waaroor ons bepreek is, en gedeeltes in die Bybel wat ons self gelees het. So ons is nou ook soos die disippels, ons het ook kopkennis, waaroor dit gaan wanneer ons praat oor die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En tog, vra die disippels vir Jesus, toe hulle so alleen is, Here, gaan U in hierdie tyd weer die koninkryk vir Israel oprig? Na Jesus nou met hulle besig was en alles vir hulle vertel het, kom hulle met hierdie vraag en sê, Here, ja, maar wat nou van die ou volkie Israel? Gaan die volkie Israel, gaan die Romeinse oorheersing wat daar oor die volkie Israel is, gaan U nou dit ook wegvat? Wanneer gaan U dit nou doen? Want ons is deel van hierdie volkie van Israel. Ons hou nie baie van hierdie Romeine wat ons so onderdruk en ons oorheers nie. Gaan U nou hierdie goeters ook sommer uitsorteer? En dan sê Jesus vir hulle, dit kom julle nie toe nie. Met ander woorde, dit wat julle nou wil weet, of hierdie goetertjies wat nou deur mekaar is, hier op aarde, of dit nou alles gaan regkom, dis eintlik nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan eintlik nie nou oor die goeters op aarde wat vir julle sekerheid en sekuriteit gee nie. Wat julle wil hê, ek moet nou vir julle sekuriteit gee, dat die volkie waarvan julle deel is, die volk Israel, dat dinge ook met hulle nou weer alright gaan wees. Dat hulle weer herstel gaan word in hulle plek, en dat die Romeine op hulle perde sal klim en uit die land uit sal gaan. Dit gaan nie daaroor nie, dit kom julle nie toe om hierdie goeters te weet nie. Maar wat vir julle belangrik is dat julle moet weet dat geloof begin
daar waar ons in ons onsekerheid vashou aan die Here. Julle wil hê die goeders moet nou hier regkom, sodat wanneer die goed reg is, dan voel ons reg en veilig en dan kan ons nou ons ding doen. Jesus sê nee, hy sê dit julle verstaan heeltemal julle verkeerd. Want dis ons nou min of meer wat in ons lewens ook gebeur. Jy wag vir daai oomblik. Jy wag vir daai oomblik wanneer dit nou vir jou lyk, goed, nou is jy in beheer van die situasie. Nou kan jy opstaan, nou kan jy uitbeweeg. Maar wanneer dit vir jou voel, jy is nie in beheer van wat nou hier gebeur nie. Hierdie goed wat nou hier gesê word, jy is nie in beheer nie. Dan deins jy terug. Dan neem jy nie deel aan die gesprek nie. Maar wanneer daar weer oor goed gepraat word, waarmee jy gemaklik en veilig voel, dan pop jy weer uit. Dan kan jy nou weer deelneem aan die gesprek. So Jesus sy disippels sê, Here, maar as ons dan nou so getuies moet wees, maak net die goed hierso rondom ons reg, die volk, dan kan ons daarom met hierdie, as die Romeine nou eers uit die pad uit is, dan kan ons daarom nou hier met mekaar 'n bietjie praat oor u en dinge bietjie meer duideliker kry van mekaar. Jesus sê nee, hierdie goed gaan vir nou, gaan dit net so bly. Vir nou gaan daar oor goed gepraat word hier rondom jou, waarmee jy nie gemaklik voel nie. Waar dit vir jou moeilik is om op te staan, om iets te sê, waar dit moeilik vir jou is om uit jou dop uit te kan kruip. Dit gaan nou net eers so bly. Maar in hierdie omstandighede sal julle krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Hierso tussen die Jode wat julle ook vervolg, Jerusalem, Judea en tot aan die uithoeke van die aarde. Let op, julle sal krag ontvang. Jesus sê nie, julle moet krag kry nie. Kry lewe man. Kom in rad. Ruk jouself reg. Staan op uit hierdie omstandighede waarin jy is. Maak op jou mond. Doen jou ding. Dis nie wat Jesus sê nie. Hy sê julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en dan sal julle my getuies wees tot uiteindelik aan die einde van die aarde. Dit is belangrik dat ons dit moet verstaan ook vir ons eie lewe. God doen iets, stuur sy seun, laat alles deur sy seun doen wat gedoen moet word om dit moontlik te maak dat ons gered kan word. Dan stuur hy sy Heilige Gees sodat ons nie uit ons eie enigiets hoef te probeer nie. Maar sodat hy deur sy Gees deur ons kan werk. Nie dat ons nou moet opstaan en iets moet sê nie, maar net dat hy deur die Heilige Gees deur ons iets wil sê. God wil iets sê. God wil praat. God wil die getuienis uitdra. Maar dis deur ons. Dit word nie van ons gevra nie. Hy wil dit doen. Hy wil die krag wees. En dis nie andersom nie. Ons wil dit graag andersom hê, soos die disippels wat nou eers die koninkryk van Israel herstel wou hê. Ons wil hê ons moet eers lekker kan sterk voel. En voel goed, nou, ek is nou in beheer van hierdie gesprek. Nou kan ek opstaan en nou kan ek leiding neem, of wat ook al die geval mag wees. Nee, dis andersom. Dis wanneer jy geen beheer het nie. Dis wanneer jy totaal magteloos voel. Dis wanneer jy voel dat jy met stomheid geslaan is. Dis wanneer jy voel dat daar hierdie verlammende gevoel oor jou kom, maar ek kan nie nou iets sê nie, ek kan nie nou iets doen vir die Here nie. Dis wanneer dit daar is, dis dan wanneer God self deur die Heilige Gees deur jou wil werk. God woon by sy mense.
Die vraag is of ek en jy dit glo. Glo jy dat die almagtige Skepper God van hemel en aarde, dat hy deur dit wat hy deur sy seun Jesus Christus vir jou en vir my kom doen het? Glo jy dit, dat hy, die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, deur sy Heilige Gees binne in jou woon? Nou, net hierso. God, hy's nie ergens daarso, ergens. Ons praat oor God. Ons bid en dan praat ons ook so, ons praat met onsself. Wanneer ons bid en ons saam bid ook, dan dink ons bid vir die mense hier rondom ons wat ons moet hoor, want dis hoekom ons so verlam is, laat hulle tog nou nie moet hoor hoe sukkel ons dalk om ons woorde agter mekaar te kry nie. Ons is met mekaar besig. Die vraag is, met wie praat jy dan in daai moment? Praat jy met die ouens hier rondom jou? Of glo jy dat God binne in jou is, hierso nou, hier waar jy benoud en beangs en hakkel en stotterend, of hoe jy ook al voel, maak nie saak hoe jy voel nie, wat se angs en vrees en sweet ook al op jou mag uitslaan, dat God, niemand minder as God, woon hier binne in jou. Dis die belofte aan die disippels. Julle sal krag ontvang. Wanneer? Nou wanneer jy dink jy dit nodig? Nee. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en dan sal jy my getuies wees. Want jy kan nie van my getuig nie, jy kan dit net eenvoudig nie doen nie. Maar die Gees wil deur jou getuig. En jy kan dit net glo. Dis soos jy glo in Jesus. Dis soos jy glo dat Jesus het jou skuld en jou sondes gedra. En daarom, al twyfel jy partykeer hier diep binne in jou hart, is daar tog ook hierdie geloof om te weet, maar ek is gered. Ek weet nie altyd lekker hoe die Here my gered het nie, maar ek is gered. Ek glo dit. En ek moet dit glo dat die Heilige Gees binne in my woon, dat hy die bron van krag is, wat maak dat ek van vrees kan beweeg na 'n getuie toe vir die Here. Verstaan nou mooi, as ons vanmôre mekaar oproep en sê jy moet dit glo dat die Here binne in jou woon, dan is dit nie nou nog 'n dingetjie wat jy nou eers weer moet gaan doen om te begin glo nie. Glo is nie om so iets te doen nie. Glo is om toe te laat dat God iets doen. Here, hier is ek, hier is my lippe, hier is my stem. Ek praat nou. Ek weet nie wat gaan ek praat nie. Ek praat nou, want ek weet, U is hier binne my. Ek glo, ek stel myself tot U beskikking, dat U deur my kan werk. Dis ongelukkig so, dat daar baie mense is, en dat daar selfs in hierdie wêreld baie predikers is, wat baie wonderlik kan praat oor die Here, en kan preek oor die Here, en kan getuig van die Here. Met krag en met oorgawe en met wonderlike effekte. En uiteindelik
blyk dit baie keer so dat dit was uiteindelik niks anders as 'n menslike oefening nie, 'n menslike performance wat uiteindelik geen blywende diepte het. Jy en ek, hierdie ou sukkelende gelowiges wat so onseker en skaam en bang is. Die Here wag om met krag deur julle te kan werk. Hierdie gemeentetjie wat hier sit vanmôre, die gemeente van Dagbreek. Hierdie paar mense wat hierso sit vanmôre. Julle het krag ontvang. Want Handelinge 2 het in die tussentyd plaasgevind na Handelinge 1 en die Gees van God is uitgestort op sy kerk. Julle, elkeen van julle, so ek kan julle nou amper so by die naam noem, elkeen van julle, myself ingesluit. God wil met krag deur hierdie gemeente werk. Magtig. Visserman disippels, swak geskool, word op die ou end staan op en word kragtige predikers en getuies. Omdat hulle dit gehad het, nee, hulle deur die geloof toegelaat dat God hulle gebruik. Wil jy nie vanmôre saam met my, maar net opnuut weer sê, Here, hier's ek. Gaan nie meer oor my eer, my skaamte, my dit of my dat of wat nie. Hier's ek. Wanneer jy praat, en ek weet jy praat, dan loop die dinge. Want ek laat U toe om deur my te werk. Hemelse Vader, Here, U ken elkeen van ons lewens en hoe ons maar baie keer stoei en worstel met onsself en met U en met skuldgevoelens, met onsekerheid. Ons bid vanmôre vir geloof. Want ons het ook nie eers dit in onsself nie. En dit is ook 'n gawe van U Gees, so sê U woord vir ons. En daarom bid ons vanmôre, o Here, gee vir ons die geloof om vas te hou aan die belofte. 'n Geloof wat weet, dit is waar, dat U deur U Gees met krag in en deur ons wil werk, om 'n getuie te wees van die herstel wat God deur sy Seun Jesus Christus wil bring. In sy naam, amen.